Hierdie sakdoeke wat die siekes en beproefdes verteenwoordig reg oor die land. U bly God en kan nie nalat om gebed te beantwoord wanneer dit gedoen word met opregtheid en geloof nie. Ons vra, Hemelse Vader, dat U hierdie mense sal seën, mag hulle herstel van hulle siektes en beproewinge. Mag hierdie sakdoeke simbole wees van hierdie diens vanaand. En die geloof wat ons aanbied uit die dieptes van ons hart. Skenk dit, Here, mag elke mag van siekte wat die mense vashou, mag dit gedwing word om te laat los, sodra die sakdoek hulle liggaam raak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle mag maar sit. Dankie, broer Du Plessis. Ek was net 'n bietjie laat, 'n ernstige hospitaal toestand. Man, baie ernstig, is net hiernatoe gebring wat nie kon wag nie. Moes net daar uit die hospitaal geneem word en baie siek. Ek het vir die man gesê, "Glo jy, meneer?" Hy het gesê, "Ek was gemaklik in die hospitaal, maar ek het in pyn vir jou gewag. Ek glo net dat God hom gaan genees en hom laat gesond word. Huis toe laat gaan, gesond wees nou, tot sy eer." Vanaand wil ek net 'n paar oomblikke neem, net om die gevoel van die diens te kry. Dan gaan ons vir die siekes bid, 'n gebedsry regdeur bring, soos ons gesê het ons sou doen, beloof. Nou môreoggend om 8:00 is die sakemanne se ontbyt. Ek dink dit is reg, broer Shekarian. Ek is beslis bly om broer Shekarian hier by ons te hê vanaand op die platform. Broer Myne Argenbright iewers in die diens en ook broer Bonham, baie goeie vriend van my wat omtrent die groter deel van die wêreld gereis het saam met my in dienste. En môreoggend moet daar 'n sakemanne wees, die volle evangelie sakemanne se tak gevestig hier in julle stad. Ek dink dis 'n bate. En ek is self baie bly daaroor om te weet dat dit nog 'n hulp vir die koninkryk van God sal wees. Nog 'n hulp om te help. En sakemanne soos ek gisteraand gesê het, ons predikers, hoe ek nooit eers vir brochures geken het, skaars tot hierdie diens nie. En ons vergader en praat, ons het dinge in gemeen. Dis die koninkryk van God. En ons hou daarvan om te vergader en oor hierdie dinge te praat. Predikers hou gemeenskap. Ons behoort aan verskillende organisasies en dinge wat dit pla ons nie. Ons is bly dat die genade van God oor dit alles kyk en net. Maar dan sakeman, 'n party van hulle het ingekom en een is 'n werktuigkundige, die ander een het 'n outomobiel besigheid, 'n ander een 'n seilboot besigheid. Hulle sê nie vir mekaar, "Wel, jy's nie 'n melkman nie. Jy's nie daarin nie." Hulle hou net gemeenskap met mekaar sien en ek dink hulle het dinge in gemeen. Dit is goed vir hulle om daaroor te praat. Hulle het nooit gekom. Hulle kom nie nou om die plek van die kerk in te neem nie. Hulle het net gekom om by te voeg by die kerk, om die kerk te help in die groot stryd. Mag die Here seën, is my gebed. Broer Williams het nou die aand aangekondig dat hulle nie plek vir die dames het nie. Ek's jammer daaroor, want die dames woon regtig dienste by hulle, weet. Maar ek sê hulle die volgende een, ek sê hulle dat ek graag na Phoenix toe wil kom saam met die predikers. Dan sal dit nog 'n ding maak waarvoor ek na Phoenix toe moet kom. Vir hierdie ontbyt nou en dan, en ek praat vir hulle oral. En dan is julle dames, kom net soontoe en ons sal net ons hande in die heuningfles kry, julle weet, en 'n goeie tyd in die Here hê. Nou, soos dit laat word, wil ek net 'n paar minute hê, want ek is seker dat dit moeilik is om te onderrig na David Du Plessis. Hy het al reeds sonder twyfel vir julle genoeg evangelie boodskap gegee vanaand, wat die hele gehoor sou tevrede stel. Maar dat ek net die gevoel van die skare sou kry, wil ek net 'n paar woorde gee van voorlesing uit Lukas die 1ste hoofstuk. As julle sal bly na hierdie hoofstuk, julle wat die hoofstukke neerskryf. Dan môre aand, as die Here wil ons 3 genesingsdienste hê, vanaand, môre aand en Sondag aand, totdat ons klaar was met al die skares deur die rye. En ons kan hulle nie almal deurkry in een aand nie, maar ons beplan om ons heel beste te doen om hulle deur te kry in elk geval, ons beste. So bid julle vir ons.
En nou, Sondag aand sal by julle eie kerk van julle keuse wees en julle besoekers hier vind een van hierdie goeie kerke hier in Phoenix, die kerk waarna toe jy gaan, jou eie denominasie. Daar's baie predikers wat hierdie diens hier bywoon sal bly wees om julle by hulle dienste te hê vir Sondagoggend. Hoeveel predikers is hier? Steek hulle hande op oral rondom. Ek wil hê julle moet sien hoeveel predikers in die gebou is. Kyk daar. Dis die predikers, 30, 40 van hulle, miskien, wat in die gebou sit vanaand. Dankbaar is ons vir hierdie goeie manne van God en vroue van God, wat in die Here Jesus Christus glo in hierdie tipe bediening. Laat ons nou begin lees in die eerste hoofstuk van Lukas en vanaf die 35ste vers. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore is, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria antwoord en sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my wees volgens die woord. En die engel het van haar af weggegaan. Laat ons net nog een keer bid as julle sal. Here, nou, ons het liedere gesing vanaand. Ek het nooit die geleentheid gekry om dit saam met die mense te sing nie, net 'n bietjie glo net te neerie, soos ek na die preekstoel toegekom het. Gebede is gedoen, die Bybel is gelees. Here, spreek tot ons vanaand deur die woord om die boodskap voor te sit wat ons alreeds gehoor het. Ons bid dat die Heilige Gees dan sal kom en in die boodskap sal inkom vanaand en Christus werklik sal maak vir ons harte. Ons hoor die koerant waar daar die moslems voor meneer Billy Graham daar die 30 ongeneeslikes gelê en hom uitgedaag het. O Here God, daar steeds 'n God wat lewe en antwoord met vuur. Ons bid die Hemelse Vader om met Billy Graham te wees, soos hy daar oor kan in die velde bedien, waar net hulle wat in daardie spore loop. Baie keer wat die diensknegt vir die mense probeer sê, dis goed en wel hier in Amerika, maar moenie daardie duiwel aan daar probeer, tensy jy weet waarvan jy praat nie, want hulle is gereed om die Gees van God uit te daag. Here is steeds God en het elke keer bewys dat U God is. Gee diensknegte moed om U te glo, Here. U is God. As U nie dieselfde God is nie, dan was U glad nie God nie. Maar ons weet dat U dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid en niks kan U ooit verander nie. U is die ewige en ewigdurende God. Spreek tot ons vanaand, Here Jesus, terwyl ons aan U woord dink. We ask it in your name and for your sake. Amen. Ons vra dit in U naam en om U ontwil. Amen. I believe that the sun had already come up. Ek glo dat die son alreeds opgekom en oor die Galileese hemele gebaai het, die geur van die rose opgetrek het, want die nag was stil en soetheid kom in die lug. En sy was op haar pad met die straat langs na die stad se put, waarna toe die mense gekom het om hulle voorraad water te kry. Soos sy op haar pad was met 'n kruitjie onder haar arm, het sy gestudeer, gedink aan die vorige dag en die groot, magtige boodskap wat die rabbi gepreek het. En oor die boodskap waaroor sy en Josef, haar verloofde man, gepraat het op hulle voorstoep na die middagete. En soos hulle daar gesit het, oor die heuweltjie gekyk het na waar die huisie uiteindelik gebou sou word, waar hulle lewe sou deurbring, sover hulle geweet het in hierdie gebouetjie. Josef was 'n skrynwerker
En hy het gehou van sy werk, en hy het daarvan gehou om dinge net reg te doen. En as 'n gelowige in God, in die wete dat daar iemand was wat oor hom gewaak het, wou hy al sy werk moet net presies reg wees. Maar hierdie huisie was 'n spesiale een. Die deure moes net perfek wees en die kaste daarin. Omdat hy die lieflikste vrou in die hele wêreld daarheen gebring het om sy bruid te wees. En soos hulle as 'n gebruik daar buite sou sit en kyk na die huisie en beplan het hoe die rose sou wees by hierdie klein plekkie, en die hekkie 'n klein hartjie moes wees, want hulle was so verlief. En hoe hulle sou beplan om dit te doen, omdat Josef die skrynwerker was, wel, hy kon sy tyd neem. En dan miskien sou daar, net agter die huis, die skrynwerkerswinkel wees, waar hy al sy kabinetswerk sou doen om sy deure te maak en die klein goedjies wat na hom toe gebring is, en daarin sou hulle lewensonderhoud hê. En hierdie Sondag, sodra hulle uitgekom het of Sabbat, en op die voorstoep gesit het na die middagete, moes dit Josef gewees het wat gesê het, dit was 'n treffende boodskap van môre, Maria. Ek is so bly wanneer ek ons rabbi hoor praat van die grootheid van Jehovah. En hoe hy ons vertel het van daardie groot, magtige God wat afgekom het in Egipte en ons mense uitgeneem het. En hoe hy die skelsie oopgemaak het toe dit in sy pad gekom het. En hoe hy brood uit die hemel laat reën het, die kwartels uit die veld ingewaai het. Hulle gelei het deur 'n vuurkolom in die nag en 'n wolk bedags. En hoe die kinders van Israel gekamp het onder hierdie groot lig soos hulle in die lig gewandel het. Waar dit ook al gegaan het, het hulle ook gegaan en hulle veilig in die beloofde land ingebring het. En Maria mag iets soos hierdie gesê het, ja skat, maar ek wil jou iets vra. Wat het gebeur met daardie groot God, dat hy nie net so groot is vandag, as wat hy toe was nie? Het hierdie rabbi opgelet, na daardie wonderlike boodskap toe, helaas, het hy gesê, Jehovah moes sy rug op ons gedraai het, want hy doen nie meer wonderwerke nie. Josef het dit vinnig opgetel en gesê, maar Maria, ek glo dat God net so groot en magtig is, as wat hy ooit was. En net daarna moes Maria se moeder Anna na die deur toe gekom en gesê het, wag julle jong mense vir die skrifte, en in die hand van Maria gegee het, wat dit gegee het vir Josef, die boek van Jesaja. Josef het die boekrol oopgemaak, begin lees, en toe hy by Jesaja 9:6 gekom het, vir ons is 'n kind gebore, vir ons is 'n seun gegee, en die heerskappy sal op sy skouer wees. Sal sy naam genoem word, Raadsman, Vredevors, Sterke God, Ewige Vader. En aan sy vrede en sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En moes daardie tyd gewees het wat Maria se hart vreemd gewaarsku was. Is dit nie vreemd hoe God dinge doen nie? Skrif word gemanifesteer. Sy het gesê, Josef, en hy het na haar gekyk, en miskien het hy altyd gedink, sy was die mooiste vrou wat hy ooit gesien het. Maar toe was daar 'n sekere kyk op haar gesig, wat hom meer as ooit bekoor het. Terwyl haar mooi oë na hom gekyk het, soos die van die duif, sag, onskuldig. Ek dink dis hoe 'n vrou moet lyk, onskuldig, sag en soet. Sy het gesê, Josef, waarvan het die profeet gepraat toe hy gesê het, vir ons is 'n kind gebore, en vir ons is 'n seun gegee. Wie is hierdie seun en hierdie kind waarvan hy gepraat het?
looked back to her, it must have been said, Josef het teruggekyk na haar moes en gesê, wel my skat, die profeet het gepraat van die komende Messias, die hoop van Israel. And you know, Mary, that all down to the ages since Nee, weet Maria dat ons reg deur die eeue van Moses af uitgesien het na daardie een wat kom. En wanneer hy kom, sal hy ons verlos uit die slawerny van hierdie Romeine, uit die slawerny van ons sondes. En Israel sal hulle God ken en hy sal sy woord hou. En Maria, my skat, as ons hom nie in ons geslag sien nie, sal hy sekerlik hier wees in die volgende. Maar ons sal na hom soek in ons geslag. Heel nag kon sê as gevolg daarvan nie slaap nie. Vir ons is 'n kind gebore, vir ons is 'n seun gegee. En die volgende oggend het sy laat geslaap. So hy sê het laat by die put gekom, dis hoekom die son op was. En so sê in die straat afgegaan. Het gelyk asof niemand daar was nie. En sy het aan hierdie skrif gedink. En dis gewoonlik wanneer ons dink. Ek glo dat dit die rede is waarom mense nie die oorwinning het en in hulle hart wat hulle behoort te hê nie, is omdat hulle gedagtes op ander dinge. Laat die oordenking van my gedagte van my hart vir U welgevallig wees, o Here. Ek glo as ons aan hom sal dink, sal hy nader aan ons kom. Onthou julle die eerste Paase, toe Kleopas en sy naamlose vriend in die Bybel op hulle pad na Emmaus was. Hulle het in die pad afgegaan en oor hom gepraat, aan hom gedink. Hulle harte was swaar, elke hoop het gelyk asof wat hulle gehad het van hulle weggeneem is. En dit was toe dat 'n vreemdeling langs die bos uitgestap en saam met hulle begin loop het. Hulle het nie geweet wie dit was nie. Hy was net 'n man wat uitgestap gekom, langs hulle geloop en gesê het, "Waarom is julle so vermoeid? Waarom is julle so swaar in julle gemoed?" En hulle het gesê, "Is u alleen 'n vreemdeling? Weet u nie dat Jesus van Nasaret, wie ons gehoop het die verlosser van Israel sou wees, deur Pilatus gekruisig is nie?" En hierdie is die 3de dag. Party vroue het gesê hulle het 'n visioen van engele gesien. En toe het hy van die skrifte af begin en vir hulle die skrifte begin verduidelik hoe Christus moes ly en in sy heerlikheid ingaan. En toe hy hulle in die kamer ingekry en die deure toegemaak. En hy het 'n wonderwerk gedoen of iets net soos hy het voor sy kruisiging. En hulle het geweet dit was hy. Aan hom te dink, as ons nie soveel ander dinge op ons gedagte gehad het nie. Julle weet, partymal sal ons kerk toe kom en dink aan, môre moet ek hierdie doen, die volgende dag moet ek hierdie doen. Wanneer ons kerk toe kom, behoort ons elke gedagte en alles van die wêreld op sy te sit en in gemeenskap met Christus in te gaan en te aanbid. Te mediteer, te aanbid in ons harte en liedere en lof aan hom te gee, te dink aan sy goedheid. En wat hy vir ons beteken te aanbid in die gees, geestelike liedere te sing, melodieë te maak in ons hart. Selfs die Bybel het gesê, as daar enige siekes is, laat hulle 'n psalm sing. Wees bly, wees in meditasie, verwag altyd dat God op enige oomblik aan jou sal verskyn. Doen julle dit net nou voor hierdie genesingsdiens? Julle mense wat gebedskaartjies het wat wag vir die ry, dink julle binne net nog 'n paar minute en al my lyding sal verby wees? Dink julle, ek weet nie, hy mag dalk nie my kaartjie roep nie, dit mag wees. Moet dit nie doen nie, onthou net, hou dit net in julle gedagte. Dit sal net nou 'n paar minute wees en jy sal aan die vereiste voldoen wat God gesê het. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hou hom op julle gedagte. En sy het gedink aan die skrifte. Daardie skrif is aan haar bevestig. 'n Kind is gebore, 'n seun is gegee. En omtrent daardie tyd het sy iets gesien flits voor die klein maag en 'n lig. Geen twyfel in my gemoed nie, soos die vuurkolom.
En daar het 'n engel gestaan, die magtige Gabriël. Hy's 'n boodskapper vir die Jode. Onthou, Gabriël het die eerste koms van Christus aangekondig. Die engel Gabriël sal die tweede koms van Christus aankondig. Die Bybel het so gesê. Nou daar, dit het die dametjie bang gemaak. En sy het na hom gekyk en hy het gesê: Wees gegroet, Maria, geseënd is jy onder die vroue. Jy is die begenadigde van God, want God is met jou. En hy het vertel wat sou gebeur, dat sy 'n kind sou baar en hulle moes sy naam Jesus noem, want hy sou die mense van die sondes red. Nou sy het 'n reg gehad om te weet dat dit die regte soort boodskapper was. Eerste ding, hy was 'n engel wat daar gestaan, en die volgende ding, hy het vir haar gesê wie sy was, Maria. Sy het geweet, dit was 'n teken van God deur die eeu. Sy het na hom gekyk en sy het gesê, hoe kan hierdie dinge wees, aangesien ek nie 'n man ken nie? En hy het gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom. Voor wonderwerke kan plaasvind, moet die Heilige Gees kom. Dis wat die probleem is in die wêreld vandag. Hulle ontken die krag van die Heilige Gees. Dis waarom mense nie in goddelike genesing kan glo nie. Ontken die enigste Heilige Gees wat goddelike genesing bring. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die Allerhoogste sal jou oorskadu. En daar die Heilige wat uit jou gebore sal word, sal die Seun van God genoem word. Dis hoe hy kom. Jy hoef geen man te ken nie. God gaan dit doen, want by God is niks onmoontlik nie. O, wat daardie dametjie moes glo. Sy moes iets glo wat onmoontlik was. Sy moes iets glo wat nooit gebeur het nie. Hanna, toe die priester vir haar gesê het, die Here gee jou begeerte, wel, sy het huis toe gegaan, binne 9 maande die kind gebring. Dit was wonderlik. Maar en so was Elisabeth. Soos hy gesê het, jou niggie Elisabeth, wat onvrugbaar genoem is al reeds 6 maande ver om moeder te word. En vir haar gesê dat by God niks onmoontlik was nie. En sy het gesê, aanskou die diensmaagd van die Here. Laat dit met my wees volgens u woord. Wat sy moes glo, iets wat nog nooit gebeur het nie. Sagaria, die priester, die man van haar niggie, hy het daar dieselfde engel betwyfel toe hy gesê het na die dae van sy diens by die tempel. Hy sou huis toe gaan en by sy vrou Elisabeth omgaan en sy sou 'n seun bring. En hy het gesê, ek is te oud, dit kan nie gedoen word nie. Hoe hy dit net betwyfel. Hy het Abraham en Sarah gehad om na te kyk. Hy het vir haar by die tempel gehad en Elia haar man om aan te dink. Maar daar die verharde priester het God se woord betwyfel. Maar soos broer Shekarian gesê het, nou die dag oor kan in die eiland, toe ek my skoonma sien sterf het, 5 dae voor dit gebeur het, en my swaar bloed gehoes het, en bloed uit sy mond gespoeg het, net uit sy mond gespuit het. Broer Son Mo het gesê, laat ons ingaan en bid, dat dit nie sal gebeur nie. Ek het gesê, dit sal niks help nie. God het dit al reeds gesê, dit moet gebeur. God, wanneer hy enigiets gesê het, is dit onmoontlik dat dit nie sal gebeur nie. Daarom wanneer God in die boeke sê, alles is moontlik vir hulle wat glo, moet dit gebeur. Geen manier om dit weg te verduidelik nie. Jy kan glo God sal elke belofte uitvoer wat hy gemaak het. Toe sy het nooit gewag nie, klein Marie het nie. Nou sy moes iets glo wat nog nooit gebeur het nie. Maar kyk na haar klein kinderhaartjie. Ek kan dink sy is net 'n jong vrou omtrent 18-20 jaar oud. Sy het nooit die tweede gedagte gehad nie. Sodra sy gesien en geweet het, dit was die engel van die Here, wat hierdie dinge geweet het en haar presies vertel het volgens die skrif waarin sy gedink het, en haar naam vertel het sy geweet daardie boodskapper kom van God af. En die skrif waarin sy gedink het, is net daar aan haar bevestig. Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom.
En die Almagtige sal jou oorskadu. En daardie heilige wat gebore sal word, sal nie uit die mens wees nie, maar hy sal die seun van God genoem word. Sy het haar handjies opgegooi en die trane wat hy daar in pragtige oë geloop het gesê, aanskou die diensmaagd van die Here, laat dit met my wees volgens u woord. Sy het nie gewag tot sy seker was hiervan nie. Sy het nie gewag tot sy lewe gevoel het of een of ander soort sensasie om te bewys dat sy 'n moeder sou wees nie. Sy het net sy woord geneem en dit was genoeg. Dis wat God wil hê jy moet doen vanaand. Nie wag tot jy beter voel nie, nie wag tot jy jou hand beter kan beweeg of 'n goeie tree loop nie, nie wag tot die dokter sê jy verbeter nie, maar God sy woord neem en dit begin glo. Dis die enigste manier om hom te behaag, deur sy woord te neem. Dis hoe wonderwerke gedoen word. Wanneer God op sy woord geneem word, word die onmoontlike werklik gemaak. Wanneer God op sy woord geneem word, nie bevraagteken word nie, kry dit net uit jou gedagtes. Aanskou die diensmaagd van die Here. Wel, sy was so bly daaroor, sy kon net nie stil staan nie. En niks het nog gewys nie. Maar sy het geweet dit sou, want God het so gesê. As Christus gesê het, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Neem hom op sy woord. Moenie enigiets betwyfel nie. Gaan net reguit aan om te glo. Dit sal reg wees. God het dit beloof, God sal dit uitvoer. God waak oor sy woord om dit te hou en om gebed te beantwoord. Toe het sy voortgegaan. Sy het goeie nuus gehoor van haar niggie Elisabeth, 'n ou vrou omtrent 65, 70 jaar oud. Haar man van dieselfde ouderdom, omtrent 70 of 75 jaar oud, en sy het swanger geword op haar ou dag, omdat sy geglo het God sou vir haar 'n kind gee. Toe was dit 'n eer om 'n baba te hê en nou is dit 'n oneer. Hulle sou liewer 'n klein hondjie koop dat die liefde van 'n kind gee. Geen wonder ons het jeugmisdaad nie, ons het hondeliefhebbende moeders. Dis 'n skande, maar dit was toe 'n eer en 'n oneer vir 'n vrou om nie 'n baba te hê nie. Maar klein Maria gaan bo in die van Nazareth af bo in die heuwels van Judea in, oor daardie robbepaai. Ek reken broer Agenbright, jy het oor haar die pad gegaan 'n paar weke gelede. Oor daardie heel na Judea om haar niggie te ontmoet, om saam gemeenskap te hou, want God het albei van hulle oorskadu. Wat 'n voorreg is dit vir broers om in eenheid saam te woon. Dis soos die salwingsolie wat op Aaron se baard was, wat al die pad afgeloop het tot by die soem van sy kleed. Wanneer mense kan saamstem oor God wat nog steeds God is God net so groot as wat hy ooit was, en hulle self kan vergader en God in gees aanbid. Maria wou gemeenskap hê, nie gehelp om af te gaan na die sinagoge toe nie, want hulle het dit nie geglo nie. Sy het na iemand toe gegaan wat 'n ondervinding gehad het soos sy gehad het, en sy het so toe gegaan om gemeenskap te hou. So op haar pad het sy na iemand toe gegaan wat geglo het God was steeds net so groot as wat hy ooit was. Dis waarom ons hierdie Christen sakemanne se gemeenskap hou in die oggend, waar sakemanne saam kan kom aanbid op een gemeenskaplike basis, glo dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Dis waarom ons kerk het rondom hierdie stad en reg oor die wêreld wat die ondeurgrondelike rykdom van Christus verkondig, omdat ons saam gemeenskap hou. Ons sit in hemelse plek in Christus Jesus, die Heilige Gees wat op ons kom en ons oorskadu. Ons bemagtig met gawes en tekens en wonders en wonderwerke. Wel, dis die naaste ding aan die hemel wat daar op die aarde is. Daar het sy uitgegaan vir hierdie gemeenskap, die hart roep uit daarna, bo oor die heuwels kan ek haar sien gaan, haar wangetjies wat bloos en daardie oogies wat skitter. So sy gedink het, ek sal hierdie geheim hou vir Josef, ek kan net nie wag nie, ek moet gaan. En bo in die hemel het sy ingegaan op in Judea, bo na die huis van haar niggie. En Maria, voor sy by die huis gekom het, Elisabeth haar niggie, het haarself weggesteek, omdat sy baie bekommerd was. Because little John in the womb of his mother was 6 months and no life. En klein Johannes in die skoot van sy moeder was 6 maande en geen lewe het nog gewys nie. Nou dis heeltemal onnatuurlik, dis nie net presies die gewone roetine nie. Lewe verskyn binne 3 of 4 maande en hier is 6 maande en sy was 'n bietjie bekommerd daaroor. I can see her sitting back in a room.
And there she said, praying something like Ek kan haar agter in 'n kamer sien sit en daar het sy iets soos hierdie gesit en bid, God, ek het al hierdie jare gewag en ek het my hart geglo dat iets op die punt was om te gebeur. There sits my husband out there. Daar sit my man daar buite stom, hy kan nie praat nie en hy hou aan skryf op 'n lei en sê, ek het 'n engel gesien, ek het 'n engel gesien. 'n Engel met my gepraat aan die regterkant van die altaar. Iets groots gaan gebeur. And all of a sudden, she seen that she was to be Net mother. eens het sy gesien dat sy moeder sou word, maar sy die baba het gegroei, maar het geen lewe gehad nie, geen spiere wat hoegenaamd beweeg het nie, 6 maande, heeltemal abnormaal. And she looked out the window. En sy het by die venster uitgekyk en sy het Maria sien kom, haar tande wat blink soos parels en haar oë wat net blink van vreugde. Sy het gesê, ek behoort daardie kind te ken. And she had her robe wrapped Sy het haar around her kleed neck om haar gedraai gehardloop so vinnig as wat sy kon. Sagaria het in die agterplaas gestaan en het gesê, o, wees gegroet. Ek weet wie jy is, jy's Anna se dogter, jy's Anna se dogter. Dis wie ek is. And Elizabeth runs out. En Elisabeth hardloop uit, sy het daar binne gesit en kousies maak vir die baba, een of ander manier. Het sy ver onder in haar hart geglo dat God haar nie in die steek sou laat nie. Maak nie saak. Maybe you be sitting sick. Maybe you've tried to. Miskien sit jy siek, miskien het jy God probeer dien en jy sit siek vanaand, maar ver onder in jou hart maak iets gereed. O, ek wonder of die man hier in die rolstoel, of hy gereed is, maak onder in sy hart dink, hierdie is die aand, ek sal dit nooit meer hoef te gebruik nie. Wonder if this lady sitting here and the one behind her is thinking. Wonder of hierdie dame wat hier sit en die een agter haar dieselfde ding dink, soos 'n ander dame wat daar agter sit. Onthou julle dat alle dinge ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. God probeer iets vir jou doen. Sy het die kousies neergesit en sy het uitgehardloop in die agterplaas. En sy het Maria om die nek gegryp en haar begin omhels en haar soen. Julle weet, mense het toe vir mekaar gevoel. Anders is wat hulle nou voel. Julle weet, daar's nie meer gevoel onder mense nie. Geen gemeenskap nie. Dit was nie te lank gelede en ek was in die dorp saam met my vrou en daar was 'n dame wat gesê het, "Hallo Suster Branham," en ek het haar nooit 'n woord hoor sê nie. Ek het gesê, "Skat, daardie dame het met jou gepraat." Sy het gesê, "Ek het met haar gepraat." Wel, ek het gesê, "Ek is seker sy het u nie gehoor nie, want ek het nie en ek sit nader as wat sy was." Hoe het sy gesê, ek het vir haar geklimlag. Ek het gesê, "Belaglik skat, 'n klein ou lawwe grynslaggie, neem dit die plek van, hallo daar, hoe gaan dit met jou nie? Dit sal nooit die plek inneem nie, dis reg." En sy het so geraak, hulle probeer selfs om iets anders, 'n goeie O100 te laat vervang. Ek was onder in Florida 'n paar jaar gelede en ons het 'n groot diens in 'n tent gehad daar buite by die Flagler hondebaan of daar buite in Flagler straat. En daar was 'n klein seentjie wat daaronder was, 'n klein predikertjie David het onder haar onder in 'n tent en hy het my gevra om te kom en om te help. Hy het in 'n klein probleem beland en ek het afgegaan om te kyk of ek die kereltjie kon help. En die mense was so daar binne saamgedrom dat ek skaars kon in en uitkom sonder 3 of 4 mense om my te help indruk. En siek mense. Dis waar broer Broswood in die bediening ingekom het. Hy het gesê, dis waarvoor ek gebid het vandat ek 'n seun was. Toe hy die Heilige Gees sien uitgaan het in 'n diens en sê, jy wat daar buite sit, jy's 'n man wat deur 'n perd gegooi is 'n paar jaar tevore daar in sy arm is gebreek gesê, jy het Sondagmiddag op 'n perd gery gejaag, jy bestuur 'n vrugtemark hieronder, die perd het jou afgegooi en jy het nog nooit jou arm beweeg van toe af nie. En hy het gesê, dis reg. Sê, maak reguit jou arm, Jesus Christus maak jou gesond. En daar het sy arm reguit geword. Op broer Bosworth het soontoe gehardloop en gesê, dis waarna ek gesoek het. O, hy het gesê, ek het die skrifte dopgehou daarvoor. Sekerlik. Toe by daardie diens het hulle gesê, broer Branham die hertogen wil jou sien. Ek het gesê, die wat? Die hertogen. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En hy het gesê, wel, dis 'n vername vrou, sê sy hertogen. En gesê, sy reg agter in die tent hier. En gesê, wel, hoekom haar sien? Wat van al hierdie siek mense wat hier buite lê? En sê, hulle het gesê, o, maar sy besit hierdie hele ding hierdie. Sê, wel, my vader besit hierdie hele ding hier oor kan sien. Ek het gesê, waarom haar sien? Ek het gesê, dis die kinders wat daar siek lê en hy het my hiernatoe gestuur om vir hulle te bid. As ek enige iemand kan sien, laat ek hulle sien. So toe ek uitgegaan het hulle vrou gehad wat daar gestaan het of jy so gesê het of nie. Eislike groot vrou genoeg diamante aan haar hand gehad
om die sendelinge 50 keer om die wêreld te stuur. Nee, hy het nog nooit soveel goud en goed gesien nie, en die vrou het 'n verkyker in haar hand gehad, het 'n bril op 'n punt daarvan gehad op 'n stok, sê het dit uitgehou soos hierdie, sê het afgekyk hierdie. Nou jy weet dat enige gesonde verstand jou sal sê, jy gaan nie sien deur 'n verkyker wat so uitsteek, so uit te steek nie. En sy het gesê, "Is jy Dr. Branham?" Ek het gesê, "Nee mevrou, ek is nie." Sy het gesê, "Wel, daar is vir my gesê jy was Dr. Branham, die goddelike geneeser." Ek het gesê, "Nee mevrou, ek's broer Branham, die diensknegt van Christus." En sy het gesê, "Wel, ek is geëerd of verheug of so iets met haar hand op soos hierdie." Ek het 'n bietjie na haar gekyk en ek het gedink, dis die snaakste, ons skud nie hand soos daardie in Kentucky nie. Ek het gesien sy wou my hand skud, so ek het my hand uitgesteek en haar hand beet gekry en gesê, "Wel, kry dit hier onder sodat ek jou sal ken wanneer ek jou weer sien." Sien. Wat is dit? Dis iemand wat iets probeer voorgee wat hulle nie is nie. Dis net presies, dis 'n klomp aansit wat glad geen betekenis daarin het nie. Sy was niks meer as 6 voet grond soos die res van ons nie. Dis net presies dit, maar om iets te probeer wees, julle sien. Soos ou kongreslid Upshaw wat genees is in 'n diens nadat hy in 'n rolstoel en krikke was vir 66 jaar, hy het altyd 'n klein slagspreuk gehad. Hy het gesê, "Jy kan niks weet wat jy nie is nie." En dis regtig die waarheid, dis dit, jy kan nie wees nie. O mense, nou jy weet nie eens wanneer jou buurman sterf en sê jy dit in die koerant sien nie. Hulle het nie meer gemeenskap soos ons altyd gehad het nie. Ons gaan 90 myl per uur in die straat af en gaan om die hoek en stop en praat vir 'n uur voor die huis toe gaan. Daar's iets kranksinnig aan die hele ding. Maar mense en daar het mekaar lief gehad, hulle tyd gehad, gemeenskap en om met mekaar te praat. En Elizabeth het haar niggie gesien en sy het uitgehuil en haar arms om haar gegooi en haar begin omhels. Sy het gesê, "O Maria, die laaste keer wat ek jou gesien het, was jy 'n klein sproetgesig dogtertjie. Hier is jy 'n pragtige vrou. Nou ek het gehoor dat jy met daardie gawe seun Josef uitgegaan het." Sy het gesê, "Ja, dit is waar, Elizabeth." Wel, het sy gesê, "Ek is so bly om jou te sien." "Wel, skat, hoekom sit jy nie?" "Wel, Josef het gaan water haal sodat ek jou voete kan was." "Jy moet moeg wees, hulle bloei. Is daar enigiets verkeerd? Is jy hastig? Jy blyk so gelukkig te wees, maar tog lyk dit asof jy hastig was." O, sê sy, "Elizabeth, ek kan net nie wag om jou te vertel nie." O, het sy gesê, "Jy weet, ek gaan 'n baba kry." "O, is jy en Josef al getroud?" "Nee, ons is nog nie getroud." "Wel, Maria, ek is geskok." "O, maar Elizabeth, op pad na die put eergisteroggend het ek geloop en dink aan die skrifte waarvan ek en Josef gepraat het die vorige dag. Ek het 'n eislike groot vuurkolom voor my sien staan. Gabriël het daar uitgestap, die engel van God, wat my op my naam geroep het. En vir my gesê dat ek die guns van God gevind het, dat die Heilige Gees my sou oorskadu, dat die krag van God op my sou wees, en ek 'n kind sou kry, en hy die seun van God genoem sou word. En gesê het vir my gesê dat jy ook 'n moeder sou word, ouderdom soos hierdie, en gesê, jy was al reeds 6 maande ver. Hoe het sy gesê, Maria, dit is die waarheid, ek moet 'n moeder word, maar skat, ek so bekommer. Ek is al reeds 6 maande moederskap en die baba het nog nooit beweeg nie. Dit het nog nie een teken van lewe getoon nie. En ek is net so bekommerd daaroor. Ek kan Maria hoor sê, moenie bekommerd wees nie, want alles sal reg wees. Daardie engel het jou geken en jou naam ook genoem. Jou niggie Elisabeth. O, alles sal reg wees. En hy het vir my gesê, hy het my selfs my baba se naam gegee. O, het hy? Ja, hy het my baba se naam gegee. Hy het gesê ek moet sy naam Jesus noem. Omtrent die tyd wat sy gesê het Jesus vir die eerste keer dat daardie naam ooit deur menslike lippe gespreek is, het klein Johannes die Heilige Gees ontvang en begin spring en skree in sy moeder se skoot. O, goeieste, klein Johannes het begin spring in die moeder se skoot van vreugde. As die naam van Jesus Christus die eerste keer wat dit ooit oor menslike lippe gespreek is, 'n dooie baba gebring het wat nooit enige lewe gehad het nie, hom laat lewe het, wat behoort dit te doen met hierdie kerk vanaand?
met 'n wedergebore groep mense wat gevul is met die Heilige Gees en die engel van die Here hier wat elke aand homself wys dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Daardie glorieryke naam van die Here Jesus. O, daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. Hoe daardie groot, wonderlike, onbevlekte naam, daardie onbeskryflike naam van die Here Jesus. Een keer het ek dit 'n uitdaging gegee. Ek wou sien waarvan ek praat. Toe ek in Frankryk was, het ek na Pigalle toe gegaan. Ek vat nooit enige iemand se woord daarvoor nie. Ek wou dit self sien. Hulle het my vertel van spiritualisme. Ek het 'n paar kerels geneem en opgegaan in Indiana waar hulle daardie groot byeenkoms van spiritualiste gehad het. Ek het gedink dit was 'n bedrogspel dat hulle gedoen het. Ek het daar ingegaan en hulle het 'n tafel gehad met regop staan en gesê, geen mens kan daardie tafel laat val nie. Toe aangegaan het die mense het aangegaan en allerhande duiwelse magte. En hulle het daar gekyk en ek het gesê die krag van God kan daardie tafel laat val. En ek het gesê, hulle wou dit nie glo nie. En hulle het dit probeer vashou met hande, 4 mans met hulle bene omgedraai, dit probeer aftrek. En hierdie vrou wat daar staan en allerlei dinge doen en daardie tafel laat loop en rondgaan. En hulle het gestop toe ek dit gesê het. En nog 'n prediker, meneer De Ark, wat langs my staan. Ek het gesê in die naam van hoe hemele val. Dit het dit nie gedoen nie. Ek het gesê in die naam van die Heilige Kerk val. Dit het dit nie gedoen nie. Ek het allerlei soorte name genoem waarin ek kon dink. Naderhand ek gesê in die naam van Jesus Christus val. Dit het amper die bene afgebreek toe dit die grond getref het. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Daar's krag in daardie naam. Dit het hierdie baadjie laat lewe in die skoot van sy moeder en spring van vreugde. En die Bybel het gesê dat Johannes gebore is uit sy moeder se skoot, vol van die Heilige Gees. En net dit nie, maar terwyl hy in die skoot was en die Heilige Gees op hom, het sy eie moeder die Heilige Gees ontvang en geprofeteer en gesê, en profesie gegee van hom en van die Here Jesus. Sien hulle nie, vriende, dat daar dieselfde Jesus Christus wat gebore is uit die Maagd Maria, wat met 'n maagdelike geboorte gebore is, sy Heilige Gees is hier vanaand. Hy het elke engel onder sy beheer, het elke mag onder sy beheer. Elke alle mag in hemel en aarde het hy gesê is in my hande gegee, gaan dan heen en leer al die nasies in die hele wêreld in. Hy al die krag lê in hom. Hy het hierdie beloftes beloof. Om net nie bevraagteken nie, vat hom op sy woord, doen dit terwyl ons hoofde buig, net 'n oomblik nou vir gebed. Hoeveel wil graag onthou word en sê Broer Branham laat daardie krag wat Johannes in die skoot van sy moeder laat lewe het, mag dit my wakker maak uit my dowwe sintuie. God seën julle kerels, God seën hulle daar, God seën julle reg oor die gebou, die hande op. Laat daar die Heilige Gees my wakker maak uit hierdie sluimering waarin ek sit. Ek wil gevul word met die Heilige Gees op so 'n manier dat my menslike sintuie nie sal funksioneer nie, behalwe as dit in die wil van God is. Ek wil gelei word deur die Gees. Gees is die 6de sintuig. God het die mens 5 sintuie gegee. Hulle moes jou nie beheer nie, hulle moet jou aardse tuiste kontak. Maar die 6de sintuig wat geloof is, dit lei jou, dit beheer jou. Ons hemelse Vader, hoe goed is dit om van die Here Jesus te praat, om te sien hoe dit ons siel seën. En om vanaand te weet dat daar nooit so 'n mens gebore is onder die hemel soos daardie een nie. Daar was nooit so 'n wonderlike geskenk ooit aan die wêreld gegee nie, toe God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat wie ook al in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Alles wat God vir die menslike ras gedoen het, en ons sit en repeteer dit weer in die ondervindings van ander mense in vergange dae wat in kontak was met die hemel deur die boodskappers van engele. Die Here Jesus en die Heilige Gees en God self. O Here, soos ons gemeenskap hou rondom hierdie dinge en weet dat dit nie een of ander soort storie is, net een of ander soort mitiese storie of bygeloof onder mense nie, maar hy lewe vanaand. Is hier vanaand net so werklik as wat hy in Galilea was.
Hy kan nie val nie, sy naam is bo elke naam in die hemel en aarde gegee. Die hele familie word Jesus genoem. Al die mag in hemel en aarde is in sy hande gegee en hy het gesê, gaan verkondig die evangelie vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Aand na aand het hy ons hier gewys dat hy dieselfde God was wat neergedaal het en vir homself 'n liggaam geskep en met Abraham gepraat en 'n teken gedoen het om te weet dat hy 'n vrou gehad het en haar naam was Sara. En geweet dat sy gelag het in die tent agter hom, daardie liggaam wat niks anders as grondstof en kosmiese lig en petroleum nie, dat het reguit teruggegaan het die stof waar dit vandaan gekom het toe hy klaar was daarmee. So sal ons liggame weer reguit teruggaan na die stof. Daar's niks in ons nie, Here, behalwe dat daar die groot Heilige Gees kon afkyk om homself te manifesteer en om sy woord by ons te bevestig, om te bewys dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Dit is sien gebeur, dan Here, bring ons die siekes vanaand na hierdie platform, om hande op hulle te lê en u seën uit te spreek. As ons hande so lê op iets wat u vervloek het, God weerhou u seën. As almal bekeer het van hulle sondes en hulle gereed is om u te ontvang, bid ek dat elke persoon sal genees wat in goddelike teenwoordigheid is vanaand. Skenk dit, Here. Hierdie wat hulle hande opgesteek het 'n paar oomblikke gelede, Here, mag hulle terwyl die diens aan die gang is vanaand die krag van die Heilige Gees ontvang, dat hy hulle aardsgebonde gewete so sal doodmaak, tot hulle aan hom sal dink, van hom sal sing. Oor hom praat, totdat hy aan hulle verskyn, Here, en hulle verander. Skenk dit. We commit it all to thee now, looking for your great hand to perform these things that your word has promised. And we have asked, in the name of the Lord Jesus we pray. Ons vertrou dit nou alles toe aan u, op soek na u groot hand om hierdie dinge te doen wat u woord beloof het en ons gevra het. In die naam van die Here Jesus bid ons. Amen. Do you love him? Het julle hom lief? Oh, that O, wonderful. daardie wonderlike Jesus, That Son of God. daardie seun van God wat so afgekom en homself mens gemaak het dat hy die dood kon vang. Die engel van die dood in sy eie vlees gevang en dit uitgetrek het. Die engel van die dood ons nooit sou seermaak nie. Ons is vry daarvan. Laat ons goeie ou lied sing, ek het hom lief. Koetjie, laat ons aan die gang kom. Sing almal nou terwyl ons hom aanbid. Boodskap is verby, die gebedsry maak gereed om geroep te word. Kom en sing nou. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation. Laat ons nou ons hoofde baie saggies buig en ons oë sluit en ons hande opsteek. As ons hom regtig wil aanbid, sing dit nou sag. Just my salvation on Almal saam nou met die Onse Vader. Our Father, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. thy kingdom come. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Give us this day Gee ons our vandag daily ons daaglikse brood and forgive us of our trespasses. en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. And lead us not into En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. For thine is the kingdom and Want aan the u behoort die power koninkryk and the en die glory krag en die heerlikheid forever. tot in ewigheid. Amen. Jesus said when you pray that,
Jesus het gesê, wanneer jy bid, as jy iets in jou hart het, vergewe elke mens uit jou hart sy oortreding. Want as jy nie uit jou hart elke oortreding vergewe wat die mens teen jou gedoen het nie, vergewe julle hemelse Vader julle ook nie julle sin nie. So om in hierdie ry in te kom, wees vry van sonde. Belê julle foute teenoor mekaar, bid vir mekaar dat julle genees kan word. Ek gaan ons broer nou vra terwyl ek die gebedsry roep. Nou ek wil hulle net een vir een roep, sodat julle nie hierdie 'n deurmekaar toestand sal maak nie. En hoeveel hier wat gebedskaartjie het, steek nou julle hande op. Net oor die see gekom en hy het in 'n ander land geland en 'n vroutjie het aangekom sonder enige aansien, enige iemand om haar te bring. Baie jare het sy 'n vloeiing gehad en 'n bloedvloeiing, geen dokters kon haar genees nie. Miskien het sy alles verkoop wat sy gehad het om die dokters te betaal en hulle het hard probeer, maar het misluk. Maar sy het geglo as sy sy kleed kon aanraak, sou sy gesond word. En sy het deur die skare gegaan en sy kleed aangeraak. Nou die Palestynse kleed het 'n onderkleed en 'n kleed wat loshang. En sy het die soem aangeraak, dit sou waarskynlik so ver van hom af wees wat losgewaai het. Sy het die soem aangeraak met haar vinger, teruggegaan deur die skaring, gaan sit, opgestaan of wat sy ook al gedoen het. Jesus het gestop en gesê, wie het my aangeraak? En net daaraan. Nou onthou, ons praat van Jesus. Alles in die genesingsrye volgens my opinie moet skriftuurlik wees, moet volgens die Bybel wees. Wees wat hy was, wat hy gedoen het, net wat hy gedoen het, dan is hy die een waarna ons vandag kyk. Hy is die een wat beloof het om hier te wees, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Is daar enige vreemdelinge hier binne wat nog nooit tevore in een van die dienste was nie? Nee, ek reken. Een vrou, twee mense sien ek, goed. Voor die vrou het hom aangeraak, teruggegaan en gaan sit en sy het daar gesit en Jesus het gesê, wie het my aangeraak? En Petrus het nader gekom en hom net letterlik bestraf het die Bybel gesê, wel, ek kan my voorstel, die apostel het iets soos hierdie gesê, wat bedoel u deur so iets te sê? Wel, hier is 500 mense en elkeen van hulle raak hier aan. Jesus het gesê, maar ek het swak geword, daar het krag van my uitgegaan. En hy het rondgekyk en hy gehoor en hy het die vrou gevind. En hy het vir haar gesê, haar bloedvloeiing het opgehou, omdat haar geloof haar gesond gemaak het. Is dit reg? Nou, hoeveel van julle predikers en Bybellesers weet dat die Bybel, die Nuwe Testament gesê het, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid? Hoeveel weet dat hy die Bybel gesê het, dat hy net nou aan die regterhand van God is in die majesteit daarbo? Sy letterlike liggaam wat daar sit, 'n hoëpriester is wat voorspraak maak volgens ons belydenis en hy aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Die Bybel het so gesê. Nou sy liggaam is daarbo, sy gees is hieronder. Sy gees, God se gees het deur daardie liggaam gewerk, sy maagdelik gebore seun in die volheid van God. Hy werk deur my en jou as deel van God. Dis waarom die Heilige Gees toe dit op Pinksterdag gekom het, dit heeltemal opgebreek het, daardie vuurkolom, en homself verdeel het in lekke van tonge, en op elkeen gaan sit het. Ons moet mekaar hê. Die grootste ding wat die duiwel ooit met ons reg gekry het, was toe hy ons geskei het van die liefde van God, van mekaar. En ons het mekaar lief, dis broeder, liefde. Wanneer ons by mekaar kan uitkom, as jy deel van die Heilige Gees het en ek 'n deel daarvan, die volgende man 'n deel daarvan, sit ons by mekaar, is daar 3 dele. Ek is 3 keer so sterk as wat ek was, saam met julle 2 broers. Sien, dis hoe ons staan. Ek's 'n ware Kentuckier. Saam staan ons en verdeeld sal ons val. Dis reg. Ons moet so saam staan. As Jesus Christus dieselfde hoëpriester is wat daardie vrou aangeraak het met die gevoel van haar swakhede, en hy is dieselfde hoëpriester, sal hy dieselfde optree, sal hy dieselfde doen as jy hom kan aanraak. Nou vandag is hy net, jy kan hom nie aanraak met jou vinger nie. Jy moet hom aanraak met jou geloof. Is dit reg? Broers, is dit reg? Jou geloof is wat hom aanraak. Jy kan hom nie met jou vinger aanraak nie, want hy sit op die troon van God. Veel glo dat Jesus oorwin en gaan sit het op God se troon en beloof het dat as ons oorwin, sal ons saam met hom op sy troon sit, soos hy oorwin het en gaan sit het op God se troon. Presies wat hy gesê het. Goed. Dan as dit so is, dan as julle vanaand daar buite is, hier is al die gebedskaartjies wat staan, en julle is daar buite sonder gebedskaartjies, en julle sal met julle hele hart glo, dat julle geloof hom kan aanraak.
En julle glo dit, dan sal God antwoord en optree net soos die hoëpriester het aan die begin. Glo julle dit? Het julle al die gebedsry, al 50 van die gebedskaartjies dan? Daar die B1 tot 50 het u gesê? Goed. Nou vanaand die rede waarom ek die hele klomp geroep het. Hierdie is nie 'n ry van onderskeiding nie. Hier is 'n ry van gebed vir die siekes sien. Die onderskeiding kom elke aand in die dienste. But he's here just the same. Do you believe that? Sure he is. If there's not one, Maar hy is hier net dieselfde. Glo julle dit? Sekerlik hy is. As daar nie een ding gedoen word nie, is hy steeds hier om die siekes te genees as julle dit sal glo. thanks, Paul. Dankie Paul. How many out there now that is Veel daar buite nou wat nog siek is, laat ons julle hande sien. If Hoeveel daar buite wat julle hande opgesteek het, glo dat toe Jesus hier op aarde was, dat die manier wat hy homself bekend gemaak het as Messias, hy vir die mense kon sê wat hulle probleem was en so voort. Hoeveel weet dit? Weet dat dit 'n belofte van die Bybel is? Wel dan, weet julle dat ek nie hy kan wees nie, want hy sit aan die regterhand van God, maar hy het beloof die werke wat hy gedoen het, sou ons ook doen. Ek beloof in die laaste dae dat die kerk so naby sou kom vanaf die dae van Luther regverdigmaking, dae van Wesley heiligmaking, dae van Pinkster die herstel van die gawes, reg tot in die hoofsteen. En daardeur die hele liggaam sou voortbring die opstanding van elke gelowige, maar soos die Gees van God nader kom, net so die skaduwee van my hand, die skaduwee word donkerder en donkerder en donkerder, totdat die skaduwee en die hand dieselfde ding word. Die kerk het gekom van regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees gaan nou in die eindste hoofsteen en die teenwoordigheid van die engel van God in Jesus Christus die Heilige Gees, so teenwoordig wat presies dieselfde werke doen wat hy op aarde gedoen het. Wat die kerk en Christus voortbring om te verenig, net presies wat hy beloof het. Nou moenie dat jou gewete nou dof word nie, word wakker. Nou Hemelse Vader, ek het die mense beloof om hulle net deur hierdie gebedsry te bring en vir hulle te bid. Maar ek bid U Vader dat U ten minste 1 of 2 mense iewers hier binne sal gee wat sal getuig. Want daar sommige hier wat nooit geweet het dat hierdie net 2 hande wat opgegaan het, hulle wat nog nooit tevore in die dienste was nie. Maar Here, dit mag die einste 2 mense wees wat U vanaand roep. Om seker te wees dat op die oordeelsdag ek niks wil hê wat ek ongedaan gelaat het nie. Bid ek U Vader vir 'n paar oomblikke dat U Heilige Gees sal uitstuur onder daardie mense. En hulle liggame laai soos hulle hande opgesteek het 'n rukkie gelede, dat U dieselfde werke hier sal doen wat U gedoen het, soos die vrou by die put toe U met haar gepraat het, 'n man en 'n vrou, en U haar vertel het waar haar geheim was, wat haar probleem was. Wel, sy het gesê, meneer, ek sien dat U 'n profeet is. Ons weet dat wanneer die Messias kom, hy ons hierdie dinge sal vertel. En hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Hy het in die stad ingehardloop en vir die man gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? God skenk dit weer vanaand. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Elke aand het ek my rug gedraai op die gehoor dat julle mag weet en God bevestig dat hoeveel weet dat Jesus gesê het, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Hy het dit gesê. En wat het by Sodom gebeur? Nou hy het gesê, so dit was in die dae van Noag, 8 siele gered is deur water. Wel, hulle sien waar die minderheid gaan wees voor die bedekking opgesit word, die steen terugkom. Nou daardie hoofhoeksteen gaan in die gebou in en laat dit in mekaar pas. Nou, hy het gesê wat dit sou wees. Hy het gesê wat hulle gedoen het en daarvan Noag geëet, gedrink, getrou en uitgegee het in die huwelik sien. Maar toe hy na Sodom toe gekom het, het hy dit gelos vir die onderskeiding van die kerk. U sien, daar was 'n gelowige louwarm kerklidmaat en 'n ongelowige. En Abraham was buite Sodom, waar die uitverkorenes en uitgeroeptes die kerk beteken. En die 2 engele het afgegaan na Sodom, hulle het 'n paar goed gedoen, soos om met blindheid te slaan, vloek op die mense te plaas. Aan die kerklidmate 'n byeenkoms gehad, gevra om genade vir hulle om uit te gaan, maar hulle het dit nie gedoen nie. Net soos die boodskap vandag uitgaan. Maar daar was 1 engel wat by die uitverkorenes van die kerk gebly het.
En hy het vir Abraham gesê, nou hy was 'n vreemdeling. Where is your Hy het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sara? Jou vrou Sara, 'n vreemdeling, sien, gesê in die tent agter u. Said, I'm not going to Gesê, ek gaan dit nie van jou wegsteek nie, ek persoonlike voornaam moet. Nou, ek gaan dit nie van jou wegsteek nie, maar volgende tyd van lewe gaan Sara weer 'n jonkvrou wees. Julle het my daaroor gepreek en sy gaan teruggaan, hierdie baba kry. En Sara in die tent agter die man het hom nooit gesien nie, in the tent. in die tent gelag by haarself. And the angel with his back turned said, why? Engel met sy rug gedraai het gesê, waarom het Sara gelag? Abraham called him Elohim. Not the man Abraham het hom eating Elohim genoem, steak nie and die man wat daar sit en milk, biefstuk eet en melk drink, mieliebrood eet nie, but maar it dit was die the gees spirit wat that in was hom was. Nou waarvan was dit 'n teken? That the Spirit of God Dat die gees van God weer in die vlees van mense sou woon en dieselfde teken wys voor die eindtyd. Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Now Sodom was the one that burned. Fire fell out of heaven. Sodom was die een wat gebrand het, vuur het uit die hemel geval en hulle verbrand. En dis wat weer gaan gebeur, dit gaan nie water wees nie, dit gaan vuur wees. So die engel van genade kom met dieselfde boodskap om die mense te waarsku, bly weg van Sodom. Now you pray and Nou see if bid you julle can en kyk of julle sy kleed kan aanraak en mag hy sy seun byvoeg. Just a moment, Billy. Net 'n oomblik, Billy, ek wil eers hierdie mense hier buite nie gehoor het, dan wanneer ek daardie ry begin, net om hulle te laat weet dat die Heilige Gees hier is. Daardie mense het gebedskaartjies. Luister na die skrifte ondersoek. Julle kan nie ontken dat dit die skrifte is nie. And I need tonight. En ek het behoefte vanaand, laat hom met my praat. Hy ken my nie, laat hom vir my sê waarin ek lê of iets van my. Ek sal glo, Here, ek sal vir almal sê wat daar is waarmee ek kan kontak maak. That Jesus Christ is soon coming, the Son of God. And He's the great healer. Dat Jesus Christus binnekort kom, die seun van God, en hy's die groot geneeser. Here it is. Hier is dit. There's a woman sitting Daar's 'n right vrou here, wat net hier sit, wat afkyk, besig om te bid. looking down, Sy het haar kop She raised opgelig her om na my head te up, kyk. she's suffering with Sy lê aan headache. hoofpyne. Glo jy die Here Jesus sal jou gesond maak, dame? Sitting there, a second woman in from the line in the Sit back of the daar line tweede there. vrou in die ry, agter in die ry daar. Glo jy dat hy jou sal gesond maak? Glo jy daardie hoofpyne sal ophou? As jy dit glo, steek jou hand op. Goed, hulle sal jou nou verlaat. You believe with all your heart? Glo met hele hart. Hierdie man wat net hier sit met sy hoof gebuig, besig om te bid, lê aan onderdrukking. Glo jy dat God jou sal genees en daardie onderdrukking van jou sal wegneem? As jy dit glo, steek jou hand op. All right. You had more faith than you Goed, jy het meer geloof gehad as wat jy gedink het. Het jy nie? Nou die duiwel het vir jou gelieg. Nou, jy weet dit. Maar hy het jou nou verlaat. Gaan aan, wees bly en sing en jy. Have faith in God. If thou canst believe, all things are possible. You believe that? The Bible said so. Hy geloof in God. As jy kan glo, is alles moontlik. Glo jy dit? Die Bybel het so gesê. Hierdie man hier wat ook hier sit en glo. Maar dit is nie hy nie. There's somebody Daar's else iemand that anders believes. wat glo. It isn't the man. Dit is nie die man nie. It's a colored woman. She's suffering with heart trouble. Dis 'n gekleurde vrou. Sy ly aan hartprobleme. Sy het ook onderdrukking. God will let me know who it is. God het my laat weet wie dit Her is. name is Mrs. Hagwood. Haar naam is mevrou Hekwood. Waar is jy, mevrou Your Hekwood? faith has healed you. Jou geloof het jou genees. Gaan huis toe en wees gesond. Jesus Christus genees jou. Does he remain the same yesterday, today, and forever? Now, I do not know those people. I've never Bly jy seen them in dieselfde my gister, life. vandag They're tot just in people ewigheid? sitting there. Nou ek Now, ken nie you daardie believe all mense nie. of Ek het hulle nog With nooit all in my your lewe heart, gesien have nie. faith in God. Hulle is net mense wat daar sit. Nou glo julle almal van julle met julle hele hart, hê geloof in God. We're strangers to one Ons another, is vreemdelinge vir mekaar, meneer. Ons is twee mans wat ontmoet het. Net soos een keer, daar was 'n man met die naam van Simon wat na ons Here toe gekom het. En nou, aangesien jy eerste hier in hierdie ry is,
As Jesus Christus vir my sal sê wat jou probleem is, sal jy glo dat ek sy diensknegt is? Jy sal. Jy weet ons is vreemdelinge, is ons? Sodat die mense sal weet, laat ons hande opsteek, sodat hulle sal weet dat ons vreemdeling is. Ek het nog nooit die man gesien nie, ek weet niks van hom af nie. Nou, hy het 'n gebedskaartjie gehad van onderstellik, hy is in die ry. Hy het 'n gebedskaartjie gehad, die res van hulle sonder gebedskaartjie sien. Dat julle mag weet dat die gebedskaartjie het niks daarmee te doen nie. Wees baie eerbiedig nou as julle kan, baie stil. Moenie rondbeweeg nie, sien. Elkeen van julle is 'n gees, julle weet dit. Goed, nou kan jy jou hand laat sak en hier kyk. As Jesus dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, dan sal hy dieselfde doen. Sal dit jou help as ek in staat was deur die Heilige Gees om jou te vertel wat jou probleem is? Sal dit jou help? Omdat ek julle nie ken, sou ek een of ander manier moes hê om dit te weet. Glo jy dit sou Christus wees net deur 'n gawe? Dit sou jou nie genees nie, maar dit sou jou help om geloof te hê om genees te word, want jou genesing is al reeds gedoen. Maak nie saak wat ek sou sê nie, dit sou jou steeds nie genees nie, maar dit sou jou geloof verhoog, omdat jy weet dat ons nie mekaar ken nie. Sal dat die res van julle almal daar buite help om te glo? Die man lê aan 'n bloedtoestand, diabetes. Reg. Nou glo jy? Sal dit u help as God vir my sou sê wie hy is? Jy weet, ek weet nie wie hy is nie. Sal dit u help? Forrest Clay? Sal dit u help om te sê waar hy vandaan kom? Gilbert, Arizona. Gaan nou huis toe en word gesond gemaak. Help dit jou? God seën jou, kan glo. Jy het glo God, nou laat ons bid. Nou al julle mense in die gebedsry daar buite bid nou. Nou moenie opstaan uit julle sitplekke nie, asseblief sit. Bly net baie stil. Bid. Julle weet nie wat God hier mag doen vanaand nie. Nou, die salwing van die Heilige Gees is geweldig hier net nou. So net. Ek soek na iets regtig om nou plaas te vind. En nou, kyk hier, al julle mense in gebedsry, hierdie hele kerk het onderneem. Hulle gaan geloof hê en vir julle bid. Nou kom nou net soos ek bid. Nou kom suster. Ons hemelse Vader, saam met hierdie kerk bid ek die gebed van geloof oor my suster in Jesus Christus naam. Amen. Nou gaan glo met geloof. Goed, kom. Goed, glo nou met uw hele hart. Glo dat God die hart sal genees en die baba ook. Goed, dan kan jy gaan gesond gemaak word. Glo met alles wat nou in jou is. Goed, bring haar saam. Aangename kennis, suster. Glo Jesus Christus sal jou gesond maak. Ons hemelse Vader, ek bid vir ons suster saam met hierdie kerk dat U haar sal genees en haar sal gesond maak. Deur Jesus naam. Amen. Wat sê die skrif? Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. O, jy weet waaroor dit gaan. Glo jy het jou nou genees? Hart sal jou nie meer pla nie, daardie ding sal van jou gesig afgaan en al die probleme sal nou reg wees. Wees gaan blymoedig op jou pad sê, dank U Here Jesus, en word gesond gemaak. Jy is 'n vreeslike jong vrou om senuweeagtig te wees soos jy is, maar ek glo dat jy net daar genees is, jy weet. Goed, gaan net op jou pad sê, dank U Here Jesus, en glo met jou hele hart. Glo jy met jou hele hart, suster? Ons hemelse Vader, ek lê hande op haar, my hande verteenwoordig hierdie hele kerk, mag sy genees word. In Jesus naam, amen. En nou geloof. As ek nie een woord vir jou sê nie, glo jy tog, jy gaan genees word, sien. Daardie onderskeiding sou my doodmaak net binne 'n paar minute. Ek kan nie deur dit alles gaan nie, julle weet. Hemelse Vader, ek bid dat U die vrou sal genees en haar hart gesond maak. In Jesus naam, amen. Here seën jou. Glo jy suster, hy sal jou gesond maak? Ons hemelse Vader, ek bid vir ons suster dat U haar sal genees en haar sal gesond maak. In Jesus naam, amen. Gaan nou blymoedig en sê, dank U Here. En jy weet, jy moet glo, suster, of sterf. In die naam van Jesus veroordeel ek hierdie duiwel wat my suster doodmaak, mag dit haar verlaat. In Jesus naam, amen. God seën jou, suster. Kom, broer. Vader God, in die naam van Jesus Christus bid ek dat U ons broer sal genees en hom sal gesond maak. Amen. Nou ek geloof, moenie twyfel nie, glo met uw hele hart. Jy weet dat ek weet wat verkeerd is met jou, nie waar nie, jy weet dit, maar as ek nie eers iets sê nie, ek wil hulle aanmoedig sien, maar uw arthritis sal reg wees. So Vader, ek bid dat U haar sal seën en haar sal genees en haar sal gesond maak, deur Jesus naam, amen. Gaan glo nou, jy sal nooit krepeel wees nie. Kosbare Here, die Bybel het gesê, wie se skrywer teenwoordig is gesê, dat vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle die hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Die mense is gelowig is, ek se gelowige hierdie kerk glo, ons lê hande op hulle in Jesus naam, vir hulle genesing, amen. Gaan glo nou.
As jy kan glo, is jy. Jy sien, ek sê hierdie een ding met my hele hart. Ek wens ek het nooit daardie visioene aan die mense bekend gestel nie. Dit net in my eie hart gehou, sien. As jy dit ooit eerkens sien, elke persoon dink dat hulle dit moet doen of hulle is nie genees nie, sien. Maak dit sleg. Hy is steeds hier. Hy weet alles van hulle af. Glo julle dit nie? Sekerlik, hy doen dit. Net. Glo jy dit, suster? Sekerlik, jy glo dit. Goed. Omdat jy dit glo, gaan ek vir jou sê dat as jy God sal glo met jou hele hart, jy weet jy's in die skaduwees van die dood. Dis reg. Kanker op die lewe, jy het kanker op die lewer. Dis presies reg. Mevrou Rendel, gaan huis toe en glo met jou hele hart en jy sal gesond wees. Glo jy dit met jou hele hart? Goed, gaan huis toe en sê, dank Here Jesus dat U my genees het. Kom, ons hemelse Vader, ek bid dat U hierdie man sal seën en hom sal genees en hom gesond maak tot U eer. In Jesus naam. Amen. Een jou meneer. Ons hemelse Vader, ek bid dat U ons suster sal seën en haar gesond sal maak. In die naam van Jesus Christus. Amen. Vader God, ek bid dat U ons suster sal seën en haar sal genees in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Kyk suster, jy gaan gesond word wanneer jy weggaan van hier af. Wanneer hulle mense hierna toe kom, wanneer daar vir julle gebid word, het julle die vereiste nagekom. Was julle hier gisteraand toe ek gesê het wanneer vereistes nagekom word, hou vas. God is daar om te antwoord. Bly net glo. Kom suster. Vader God, in die naam van Jesus Christus bid ek dat U haar sal genees. Amen. Hulle sal hierdie tekens volg wat, o suster, jy sou wil jy daardie operasie vir my, jy wil. Glo jy dat God daardie gewas in jou sal wegneem? Gaan en glo met jou hele hart. O Vader God, ek bid dat U haar sal genees en haar sal gesond maak deur Jesus Christus naam. Amen. Ek glo met jou hele hart. Nou jy het gehoes en aangegaan met daardie asmatiese toestand amper vir jare en jare. Glo jy hy gaan jou nou gesond maak? Het dit jou gehelp? Goed, dis reg. Gaan en glo deur Jesus Christus. Hemelse Vader, ek bid dat U haar sal help en haar gesond sal maak in Jesus naam. Skenk dit, Vader. Sal beslis God gee haar versoek in Jesus naam. God seën ons suster wat hier staan, ek bid dat U haar sal genees in Jesus naam. God seën hierdie een wat haar bring in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here seën dit my broer en soos hierdie kerk vir hom bid, mag die krag van God op hom wees en hom genees in Jesus naam. Ons hemelse Vader, ek bid dat U ons suster sal genees en haar sal gesond maak in Jesus naam. Het jy die genesing aanvaar, glo dat jy dit nooit weer sal hê nie en jy sal reg wees? Jy glo, dan kan jy teruggaan na jou huis toe en glo dat jy gesond sal word. In die naam van Jesus Christus, amen. Gaan gelowig. Hemelse Vader, ek bid dat U hierdie man sal seën en hom sal genees in Jesus Christus naam. Amen. Kom, dierbare suster. Ons hemelse Vader, ek bid dat U haar sal genees en haar sal gesond maak. In die naam van Jesus Christus bid ek. Amen. Glo dit, steek net jou hand op, suster, sê, dank U, Here God. Bid julle almal, glo almal met jou hele hart. Wat van jou in die rolstoel, glo jy? Wat van jou hier oorkant, glo jy? Jy glo, nee meneer? Jy weet, ons het daar agter gepraat van jou probleem. Hier se man, kom hier, sien hierdie man? Ek ken hom nie, hy is 'n vreemdeling, is dit reg meneer? Ons is vreemdelinge, is dit reg? Laat ons hande opsteek sodat mense sien dat ons vreemdeling is. Jy glo God kan vir my sê wie jy is, wat jy gedoen het of iets verkeerd met jou, glo jy dit? Sal dit jou help? Sal dit jou help meneer om te glo dat jy kan teruggaan en gesond word uit die hospitaal kom, jy voel beter. Nou hier is wat jou beter laat voel. Die enigste God in die hemel wat my kan gebruik om die dinge vir hierdie man te sê wat die Bybel beloof het gesê sou word. Hier is ons albei met ons hande voor mekaar voor God wat ons nooit tevore ontmoet het in die lewe waarvan ons weet, erns nie. Nou kyk net 'n oomblik na my. Goed, jy het een of ander soort geheuk oral oor jou, dit pla jou. Jy het 'n operasie gehad, dit was kanker, dit was op jou gesig weer teruggekom. Jy het jou vrou by jou. Glo jy God kan vir my sê wat verkeerd is met jou vrou wat daar buite sit? So jy dit glo, hartlewigheid, dis presies reg. Glo jy God weet wie jy is, as hy vir my sal sê wie jy is, sal jy hom glo. David Hood gaan huis toe word gesond gemaak in die naam van Jesus Christus. Het dit jou gehelp? Ons hemelse Vader, ek bid dat U haar sal help en genees in die naam van Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, ek bid dat U haar sal help en genees in Jesus naam. Ons hemelse Vader, ek bid dat U haar sal genees in die naam van Jesus Christus. God seën hulle en maak hulle gesond in die naam van Jesus Christus. Moenie bekommerd wees nie, dit sal wees, ek weet, dit sal in orde wees, glo net. Ons hemelse Vader, ek bid dat U hierdie jongman sal seën en hom genees en hom gesond maak in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom my suster. Ons hemelse Vader, ek bid dat U haar sal genees en haar sal gesond maak deur Jesus naam.
Amen. Kom my broer. In die naam van Jesus Christus mag die groot Heilige Gees hom genees. Amen. Kom my broer. In die naam van Jesus Christus mag die Heilige Gees van God hom genees en hom gesond maak. Glo jy het dit ontvang? Glo jy hom? If thou canst believe, all things are possible. As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Is dit reg? Glo jy dit, jong kerel? Daardie maag gaan jou nou nie meer pla nie. Jy kan huis toe gaan sien, dit sal in orde wees. Goed, suster, ons ken nie mekaar nie. You're not from Phoenix. Jy's nie van Phoenix nie, nee, jy's van ver van hier af. You're from another state and Jy's van 'n ander staat en jou staat wes van jou staan voor 'n groot stroom water. Dis Michigan meer. En jy kan gaan en glo nou met jou hart en daardie geraas in jou kop, daardie maagprobleem en dinge. Glo jy dat God dit sal gesond maak? Glo jy dit sal reg wees? Jy het 'n geliefde waarvoor jy bid, is 'n dogter. Sy is in 'n inrigting vir kranksinniges, dis reg. Nou sien, daar's geen geheim voor God nie. Gaan in geloof en word gesond. Ons Hemelse Vader, ek bid vir die vrou dat U haar sal genees in Jesus naam. Kom my broer, in die naam van Jesus Christus mag my broer genees word tot God se eer. Kom dierbare suster, in die naam van Jesus Christus mag my suster genees word. Amen. Kyk na die mense wat vir jou bid, suster. In die naam van Jesus Christus mag jy genees word. Kom suster. In die naam van Jesus Christus mag jy genees word. Kom my broer. In die naam van Jesus Christus mag jy genees word. Die Bybel het gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Ons Hemelse Vader, ek bid dat U ons broer sal genees in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom dierbare suster. in the name of Jesus Christ, may this my sister be made well. In die naam van Jesus Christus mag hierdie my suster gesond gemaak word tot die eer van God. Amen. Kom suster, glo met uw hele hart. Hemelse Vader, ek bid dat U genadige sorg met hierdie vrou sal wees soos ek hande op haar lê. Mag die duiwel wat haar hierdie hele tyd gebind het haar verlaat in die naam van Jesus Christus. Go believe Him. Aan glo. All mercy of blind man. Bow your O head. genade, 'n blinde man, buig julle hoofde net 'n oomblik. You believe the Lord Jesus will help you? Glo jy die Here Jesus sal jou help en jou sig gee? Glo jy dat God vir my kan sê wat jou probleem is? Blindheid, swakheid, sovoorts. Is dit reg? Nou laat ons hoofde buig en hom vra om jou te help. So Vader, in die naam van die Here Jesus gee hierdie man sy sig terug. Mag die swakheid sy liggaam verlaat, mag hy sterk wees, mag sy sig na hom toe terugkom. Ons vra nie vir wonderwerk nie, Here. You said, oh, U het gesê 'n swak en owerspelige geslag soek na sulke goed. Maar Here, ons weet dat U wonderwerke doen. En ek bid dat U sig sal gee vir sy oë. Deur Jesus naam. Amen. now look this way. If you can see Nou, me now, kyk hier na toe. As kan jy my nou sien? Beter as wat jy het? Hy kan sien. Hy het sy sig. Sit jou hand op my neus en wys vir die mense dat jy kan sien. Goed, voel sterker. all right? Feel Goed, strong. gaan van die platform af. Jy gaan gesond word, gesond gemaak word. You believe with all your heart? Jy met jou hele hart. Wat van sommige van die res van julle daar buite? Glo julle? Jy wat in daardie rolstoel sit. Glo jy God? Jy het hier na my gekyk vir 'n lang tyd. Jy het in jou hart gedink, daardie man is reg. Is dit wat jy gedink het? Steek jou hand op as dit waar is. Dit is. Glo jy net nou dat ek weet wat verkeerd is met jou? Glo jy dit? As ek jou sê sal jy opstaan en huis toe gaan daarvan vergeet. Daardie allergie en dinge sal jou dan verlaat. Staan op en gaan huis toe. Glo dit met jou hele hart. Staan op en glo God. Neem jou waantjie en neem dit saam met jou huis toe in die naam van Jesus Christus. Do you believe the rest of it? Glo julle die res van julle? Daar gaan hy uit die rolstoel. Sien julle oor gaan huis toe en wees gesond. Wil van julle wil nog glo. Staan op julle voete, staan op en glo dit. Ek gee nie om. Julle wat daar sit, wie julle ook al is in die naam van die Here Jesus Christus. Raise up your hands and give God praise. Steek julle hande op en prys God. God seën julle elkeen. Die Heilige Gees maak julle gesond as julle dit glo. God wees met julle.